Here, U het nie 'n gelyke nie. Daar is niemand, geen wese soos U. U is almagtig, soewerein, alwetend, alomteenwoordig, skepper, heerser. Here, U sit op die troon en U heers. U spreek 'n woord en dit kom nie ledig terug nie. Here, ons sien in die skrif dat elke woord wat uit U mond uitgaan, verrig waarvoor dit uitgegaan het. Almagtig is U. Waardig is U. Heilig is U. Aan U alleen kom alle glorie, roem, eer, heerlikheid. U alleen, Jesus, koning van konings, Here van die leerskare. Jesus, Jesus, Jesus. Die ridder op die wit perd. Jesus. Amen. So blaai vir my na Kolossense 1 toe. Dit is waar ons gaan begin vanoggend en vanoggend se preektitel is Die Koninkryk van Lig lyk so. Want dit is vir my van kardinale belang dat jy, want dit sal jou hele wandel beïnvloed, jou begrip en jou verstaan van die koninkryk van lig, maar ook as jy die volle omvang van die evangelie verstaan, sal jy hierdie verstaan. So as ons op Malawi gaan, op die uitreik, is dit vir my altyd baie belangrik, toe ek nog die opleiding gehanteer het en baie betrokke was met die opleiding van die uitreik, en nou gaan ek net saam as 'n spanlid, sonder stres, woehoe, ek sien baie uit daarna, en maar vir my 'n groot belangrikheid van, en dit was in een van die liedere ook vanoggend, is as dit kom by ons geloofswandel, is om nie net by die kruis te stop nie, maar te besef dat daar is 'n leë graf, want dit sal jou hele wandel voor God, en as kind van God sal dit beïnvloed. Hoekom sê ek so? As jy stop by die kruis, is die groot en totale, en die kruis is belangrik, maar is nie die volle evangelie nie. Jesus, as dit by die kruis gestop het, en Jesus is dood, dan sê Paulus, then we are the foolish of them all. Dan is ons 'n klomp malletjies, as dit gestop het by Jesus aan die kruis. Maar die feit dat hy opgestaan het, is vir ons wonderbaarlik. Die feit dat hy opgestaan het, beteken ons verwinning. Die feit dat hy opgestaan het, beteken hy is God, en hy is nie soos al die ander gelowe, wat sy voormanne, wil ek amper sê, nog in hulle graf te lê, en hulle weet eers waar hulle almal is nie. Die volle evangelie sê vir ons, Jesus het dood gegaan aan die kruis vir ons sondes, en dit is belangrik, jy moet besef, dit is belangrik vir een en elkeen van ons, dat daar is volle versoening van jou sondes. En hy het die volle prys betaal. Hy het die werk voltooi aan die kruis, wat aan die kruis moes gebeur. Maar daar is ook die opstanding. Hoekom is die opstanding so belangrik? Want as jy net voor die kruis lewe, is jou totale wandel een van, ek probeer om nie te sondig nie, Here vergewe my vandag vir my sonde, en ons sukkel en ons struikel aan, en ons geloofswandel is een van probeer beter doen, probeer beter wees, probeer net om nie te sondig nie. Waar as jy die opstanding in ag neem, sal jy sien dat ons lewe 'n lewe van oorwinning. En dit is nie net een van nie sondig nie, maar een wat werk na 'n plek toe van gehoorsaamheid. Ek probeer nie net nie die verkeerde goed doen nie, maar ek probeer sy stem volg, soos wat ek nou vanoggend met die offergawes gelees het, want sy gees is in ons. En dis wat die doop voorstel. Jy gaan dood, kom ek stel dit so, as dit geëindig het by die kruis, beteken dat ek moet jou onder die water hou. Jy bly onder die water. Wie wil onder die water bly? Nee, niemand, want ons is nie 'n visie. Wil jy kom uit die water uit, want daar's nuwe lewe, 'n lewe saam met Jesus nou al, gevul met sy gees,
in oorwinning, vol hoop, vol vrede. Die vyand het gedink hy het gewen met die kruis. En toe kry hy pak slaag met die opstanding. Verstaan julle dit? Maak dit vir julle sin? Jy moet nooit die kruis en die graf van mekaar skei nie. Wanneer jy dink aan die kruis, moet jy altyd vorentoe kyk, dat daar is 'n leë graf. Daai leë graf van opstanding. Dat ons 'n lewe nou vol van hom, 'n lewe wat vir my voorlê, 'n lewe en 'n lewe in vol. Waar ek van dag tot dag getransformeer word in sy beeld. Waar ek nou 'n kind van God genoem kan word. Want ek was 'n kind van die duiwel. Dit klink nou as 'n ekskuus, né? Maar voor jy Jesus aangeneem het, is jy's nie 'n kind van nie almal is kinders van God nie. Die wat Jesus aangeneem het, is kinders van God. Hy maak dit baie duidelik in sy skrif. Die een wie jy gehoorsaam, jy is sy kind. En hierdie preek vanoggend wil ek hê jy moet sien, is een van hoop en oorwinning en nie een van ek sê dit seker elke Sondag, maar nie een van wees beter en soos uitskel nie, maar absolute een van oorwinning. En dis die gevoel wat ek gekry het. Dit is die boodskap wat vir my, soos wat ek hierdie preek voorberei het, vir my na vore gekom het. Is een van oorwinning. Is dit wat ons Jesus, die Jesus gedoen het, is hy die volle mag gedoen, die volle werk gedoen. Alhoewel ek nie elke dag in volheid in dit stap nie, is ek vrye wil, verkeerde keuse. Dit is fietsryers hierso. Nee. Okay. Ek moes gister voor my seentjie gerepent het. Ek het my meer verloor. Ek het Beinskloof, Beinskloof is al klaar skeer die pad, en nou is daar nog vol fietsryers ook. En ek probeer fietsryers, want ek het pelle wat fietsry, en dis regtig amazing mense. My heerlikheid, ek sukkel. Ek sal nog met 'n taxi deal voor 'n fietsryer. Ek sweer. So Kolossense 1 vers 12 tot 14 lees as volg. En die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons verlossing het deur sy bloed, naamlik vergifnis van sonde. Iets wat regtig vir jou moet uitstaan in die teksdeel, is jy is oorgebring. As jy Jesus aangeneem het, was jy in die koninkryk van duisternis, maar jy is nie meer nie. Jy is nie meer 'n produk van die duisternis nie. Dis wat die dood blootstel, jy gaan dood wanneer jy Jesus aanneem. Die ou self gaan dood. Nou word jy weergebore. Sien julle hoekom die hele skrif is soos 'n goue lyntjie wat aan mekaar vasgeweef is. Dis hoekom Jesus sê jy moet weergebore word, want jy moet weergebore word uit die Gees, want uit die Gees uitgebore is Gees. So nou word jy weergebore in die koninkryk van lig. Saam met Jesus, saam met die ander heiliges, en hier's baie belangrik, jy is verlos, vergewe van jou sondes, maar jy is ook verlos van die mag van sonde. Baie belangrik. Want ek weet dat baie gelowiges glo nog steeds na bekering, na wedergeboorte, na doop, nog steeds dat hulle in die mag is van sonde. En ek hoef nie lank met hulle te praat om dit altyd agter te kom nie, want dit sê as volg: "Myn Drieko, ons gaan mos nog sondig." Jy het klaar verloor net daar. Daar het jy die fight verloor. En Drieko, ek gaan mos nog sondig. Jy is bevry van die mag van sonde. En ek het hierdie stelling al baie gemaak. Dit is nie eers meer 'n radikale stelling in hierdie kerk nie. Sonde, as kind van God, het sonde nie mag oor jou nie. Die duiwel het nie mag oor jou nie. Jy sondig nie omdat jy 'n sondaar is en omdat dit jou natuur is nie. Sonde is nie my natuur nie. Ek is gebore uit Jesus uit. My natuur is sy natuur nou. Wanneer ek dit verkeerd kry, kom ek praat vir myself, dan voel dit nie vir julle ek pik op julle nie. Wanneer ek dit verkeerd kry,
Dis dit nie my natuur nie, dis nie my identiteit nie. Dit is Hendriko wat die verkeerde keuse gemaak het. Wat kwaad geraak het en sy meer verloor het en besluit het om uit daai plek uit op te tree. My verantwoordelikheid. Ek het dit verkeerd gekry. En dan vra ek vir vergifnis. Amen. Want dit is belangrik. Dit is belangrik dat jy verstaan dat sonde het nie mag oor jou nie. Jy hoef nie net te wag vir die volgende, en dis hoekom ek sê ons lewe voor die, baie mense lewe voor die kruis, want dit is ek gaan mos nog sondig. En ek gaan nou vir die skrif uitwys hoekom ek sê wat ek sê. Dis my opinie nie, dis wat ek in die Bybel sien. So heel eerste, voor ons by daai die praktiese aspek van die koninkryk van lig aankom, wil ek eers vir jou duidelik wys en vasmaak wie is in beheer en wie sit voor en wie sit op die troon van die koninkryk van lig. Ons almal weet dis Jesus, maar hoe die koninkryk van lig en hy wat die lig is, en dit is belangrik om te besef dat hy die lig is en hoe jy jouself moet koppel aan hom sodat jy in die lig kan wandel, hoe dit al geprofeteer is van die Ou Testament af. Jesaja 9 vers 1 tot 6 lees as volg: Die volk wat in die duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. Die het die nasie vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaak, hulle is vrolik voor die aangesig, soos iemand vrolik is in die oestyd, soos iemand juig as die byt verdeel word, want die juk wat op hulle gedruk het, en die stok wat hulle rug getref het, die roede van hulle druiwe, die het verbreek soos op die dag van Midian. Want elke soldaatskoen wat daar wegstap met gedreun, en die kleed wat in bloed gerol is, dien tot verbranding, 'n prooi van die vuur. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer. En hy word genoem 'n wonderbaar raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Ek gaan sommer net daar stop. So wat jy moet verstaan is dat sonder Jesus, waar word al geprofeteer? Hy is die lig. Hy is die enigste lig. Sonder Jesus is ons verlore. Sonder Jesus is die wêreld verlore. Sonder Jesus wandel die wêreld in duisternis. In morele. So wat is duisternis? Kom ons maak net daai term vas, dat ons net weet waarvan ons praat. Ek praat van morele korruptheid. Ek praat van sonde. Ek praat van as duisternis verwys na vleeslike begeertes. Want hier is die ding wat ek wil vasmaak vanoggend. Ons is nie diere nie. Diere lewe volgens hulle vleeslike begeerte. Ek het dit nodig, ek wil dit hê, ek het dit en dan doen hulle dit. Dit is diere. Ons is nie diere nie. As Jesus aangeneem het as jy 'n kind van God, jou vleeslike begeertes het nie mag oor jou nie. Jou vleeslike begeerte is nie eers noodwendig jou identiteit nie. Want waar gaan die vyand jou kom versoek? In jou vlees. Hy kom versoek ons in die vlees. Hallo. Hallo. Welkom. Paar besoekerskaartjie gee. Okay, great. So duisternis praat van sonde. Dis voor Jesus. Geestelik blind. Dis waarvan dit praat, as dit praat van die duisternis. Jy ken nie die waarheid nie, verwyder van God. Ek wil so ver gaan om te sê soos wat die skrif dit sê, as ons in die duisternis wandel volgens vleeslike en wêreldse begeertes, sê Jakobus vir ons, en ek hardloop myself so klein bietjie vooruit, lewe ons in vyandskap met God. Want hy sê dit baie duidelik, hy sê julle hoereerders, egbrekers, weet jy dan nie, as jy die wêreld liefhet, verklaar jouself 'n vyand van God? Dis nou 'n bietjie 'n vrye vertaling. Maar jy kan nie die wêreld en God lief hê nie. So vir jy hoef nie eers te sê jy haat God of dat jy kwaad is vir God of om te vervloek nie. Maar deur die wêreld te kies, verklaar ons onsself 'n vyand van God. En dis hoekom ons Jesus nodig het
dat daai versoening tussen ons en God kan plaasvind. Besef, dit is hoekom Jesus gekom het. Want terwyl ek en jy, want ons almal was daar. Ons almal was op 'n stuk eens in die donker, soos ek gesê het, ons het in die duisternis en ons is oorgeplaas. Hoekom is ons oorgeplaas? Want Jesus. Hy het versoening vir ons gedoen. Wat beteken dat hy versoening gedoen het? Hy het dood gegaan, sy bloed het gevloei vir my en vir jou. Want eintlik moes ek en jy self betaal het vir ons eie sonde. Ons moes self dood gegaan het. Maar hy het in ons plek dood gegaan. En dit is hoekom die enigste manier na die koninkryk van lig toe is deur hom, want hy is die enigste een wat vir ons dood gegaan het. Amen. Johannes 1 vers 1 tot 5. En hierdie is miskien een van my favorite, soos baie ander skrifte, een van my gunsteling dele in die Bybel. In die begin was die woord, en die woord was by God. Dit praat van Jesus. En die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar is so 'n belangrike vers. Jesus is die lewe. Die lewe wat gekom het soos 'n lig in 'n donker, verlore wêreld. En daai lig, daai lewe wat hy gee, het die duisternis nie oorwin nie. Maar hoekom lewe ons tog partykeer asof die duisternis ons oorwin? Asof ek is nog maar 'n slaaf van my omstandighede. Laat toe dat die wêreld en dit wat om ons gaan 'n invloed het in ons. Ander mense se sonde, ander mense se optrede teenoor ons maak dit ons sondig. Of dit nou is deur haat, skinder, dis sonde, dis verkeerd om te skinder. Ons laat ander mense se sonde baie keer ons sonde raak. Ander mense wat verkeerd optree teenoor ons, raak dit ons frustrasie en ons stree op uit daai plek uit. Maar wat ek duidelik in die skrif sien is die lig het gekom. Ons hoop, die lig het gekom, Jesus het gekom, ons kan hom aanneem en die lig en die duisternis het nie die lig oorweldig nie. Die lig wen. Die lig wen. Hierdie is 'n preek van oorwinning wat jy vanoggend moet hoor, is dat ek nooi jou uit na 'n plek toe van kind van God. Daar is oorwinning vir een en elkeen van ons en jy kan in dit wandel. Jy kan in dit wandel. En ek gaan vir jou prakties wys hoe om dit te doen. Niks kan dit oorweldig nie. Johannes 8 vers 12. En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Daai vers alleen kan ons eintlik 'n hele preek uit opstel, want as jy gaan kyk die konteks waarin dit plaasvind, net voor dit is die vrou wat gevang is in egbreek, wat hulle die vrou voor Jesus gebring het en gesê het, ons almal ken die storie, want baie mense gebruik hierdie storie as om of amper dit oukei te maak dat ons kan aangaan met sonde. Die vrou wat voor Jesus kom en hulle sê maar sy is gevang in egbreek, die wet sê ons moet haar stenig en hulle probeer eintlik 'n struik stel vir Jesus, want as Jesus sê ja, stenig haar, dan gaan die Romeine hom vervolg, want onder die Romeinse ryk wat Israel op daai oomblik geval het, mag hulle niemand tot die dood geoordeel het nie. Dis hoekom hulle Jesus voor die keiser gebring het, want hy moes sê, soos ek beoordeel jou tot die dood, of voor Pontius Pilatus, nie die keiser nie, voor Pontius Pilatus, want Pontius Pilatus moes hom tot die dood veroordeel. En aan die ander kant, as hy sê nee, moet hom nie stenig nie, dan gehoorsaam hy nie die wet van Moses nie. Want dis wat die wet gesê het, is dat as iemand in egbreek gevang word, met die man en die vrou gestenig word, so hulle stel vir hom basies 'n struik, A en B. En Jesus sê, en ek het hierdie nou al 'n hele paar sonde nog gedoen, en hy trek die streep in die sand, en hy sê, of hy skryf iets in die sand, wat ons daar geskryf het, weet ek nie. Niemand weet nie, almal raai. En hy sê, laat hy wat gesondig het, die eerste klip gooi. Ons ken daai teksvers, ons ken hom baie goed. Maar dis wat baie mense gebruik vir hulle verdediging as hulle gekonfronteer word met hulle eie sonde. Ja, maar laat hy wat
wat ons sonder sonde is, eerste klip gooi. Dit is nie wat Jesus daar bedoel het nie. Maar wat sê hy net na dit? Wat sê hy vir die vrou, toe almal loop? Toe almal weggaan? Almal hulle klippies neergooi. Toe sê hy vir die vrou, waar is jou aanklaers? Sy sê nie, is niemand, hy sê, ek kla jou ook nie aan nie. Maar, gaan weg, en sondig nie weer nie. Dis 'n uitnodiging. Ek wil hê jy moet sien, dat dit is nie 'n plek van, weer eens, hey, wees beter, kopklap, soos kom nou nie. Dit is 'n uitnodiging. 'n Uitnodiging van, hey, kind van God, ek nooi jou uit na 'n plek toe, in my waar die lig is, het sonde nie meer mag oor jou nie. En hoef jy nie 'n slaaf te wees van dit nie. En as jy na hierdie gaan lees waar hy gesê het, ek is die lig, waar hy sê, volg my, en daar is 'n belangrike stelling, ons wat hom volg. En ons weet baie duidelik wat Jesus sê, wat jy moet doen wat hom wil volg. As jy my wil volg, moet jy jou lewe neerlê en jou kruis optel. Dis wat dit is om Jesus te volg. En dan nader dan sien jy hoe Jesus uitbrei om te sê dat hy een is met die Vader. So ons kan net in die lig wandel wanneer ons hom volg en wanneer ons een is met Jesus. En dit beteken om sy lering te vat, dit wat hy sê en te doen soos wat hy gedoen het. Hy sê op 'n stuk dat hy doen niks wat hy nie die Vader sien doen het nie. En dit is die plek waarna toe ons moet streef, om konstant besig te wees om te kyk na hom. En nou vroeg hy sê Hendrik, maar hoe kyk ek na hom? Want as ek opkyk ek die dak, konstant te kyk na hom, sodat ons kom kan leer ken, sodat ons die lig kan wees, want hy is die lig. Want ons word geroep om die lig te wees. So hoe kan ons die lig wees as hy die lig is? Ons connect onsself aan hom. Ons maak ons vas aan hom, ons volg hom. Want dis die prentjie wat jy moet sien, is ek en jy het nie lig in onsself nie. Ons is eintlik soos weerkaatsertjies, reflektertjies, soos 'n spieël. Dit waarop ons gefokus is altyd wat ons sal afgee. Altyd. Dit waarop jy die meeste tyd spandeer, is altyd wat jy sal afgee. As jy die meeste oor sal praat, dit is wat die meeste jou gedagtes sal besig hou. Is dit waarop jy gerig is, konstant. En dit is hoekom dit so belangrik is, dat ons konstant, soos wat Jesus het meer gebid as enigiemand anders, meer tyd spandeer saam met God as enigiemand anders. Hy wat God is, hy wat die seun van God is, het dit belangrik geag om konstant in gebed te wees, sodat ek konstant connected met die Vader kan wees, een kan wees met hom, want uit daai plek het sy die lig vir die wêreld. En uit daai plek het moet ek en jy die lig wees. As mense na ons kyk, moet ons 'n weerkaatsing wees van hom. Want soos hy 'n lig was vir die wêreld, so sê Jesus ook, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Ons word gestuur om te wandel soos wat Jesus gewandel het op aarde. Dit sluit wonderwerke in, dit sluit karakter in, dit sluit ons morele kompas in, dit sluit alles in, as dit kom by ons wandel van God. En dis hoekom ek so agslaan op die opstanding, want hierdie gebeur na die opstanding. Sonder Jesus gaan jy nie hierdie goed regkry nie. Dis is iemand wat nou die dag wat ek na die Here toe probeer lyk, en jy eintlik maar sê, by Pick n Pay, nee, maar ek moet eers my lewe reg kry, ek is nog op 'n plek wat ek die Here kan aanneem nie. Ek sê vir hom, sterkte met dit. Jy gaan nooit jou lewe uitgesort kry voor Jesus nie. Nou het in elk geval nie nodig dat gekom het nie. Maar dit was nodig dat Jesus gekom het, want sonder hom is jy in die mag en in die greep van sonde. Jy is uit die vlees uitgebore. Dit kom vir ons natuurlik om te sondig voor Jesus. As sonde jou pla, hier's 'n groot vraag wat jy vir jouself moet vra is. Want iemand het vra eendag vir my, Hendrik, maar ek is dan nou weergebore, ek het Jesus aangeneem. En en ek kry dit nou en dan nog verkeerd. So beteken dit ek is nog nie totaal en al bekeer nie, my natuur het nog nie verander nie. Toe sê ek vir hom, wanneer jy sondig, voel jy sleg? Ja, toe sê ek, hoekom? Want dit is nie in jou natuur nie. Jy het iets gedoen wat direk is teen wie jy is en wie jou natuur is. Die probleem kom wanneer dit ons nie meer pla nie. Want dan beteken dat ons het te lank iets van 'n gewoonte gemaak wat nie in die koninkryk van lig is nie. En ons 'n plek waar die Here dan net sê,
Sê daar's nie vergifnis vir jou nie. Daar is vergifnis. Maar hy sal klop en hy sal klop, maar hoe langer ons aangaan en aangaan met iets wat ons weet ons nie moet doen nie, stiller en stiller raak hy conviction. Stiller en stiller raak hy. Maar as jy na die Here toe gaan, is daar vir jou vergifnis. Daar's altyd vergifnis en ek gaan dit vir julle wys. Alles uit die skrif uit, alles uit die skrif uit. Nou het ek vir julle gelees Johannes 8 vers 12. So dan kan ons nou die res van die preek gaan ons net in 1 Johannes spandeer. Die brief van 1 Johannes. Ek het dit verskriklik baie geniet. Gaan lees die brief van 1 Johannes, gaan spandeer tyd in hom. Dit is regtig 'n merkwaardige boek. So in 1 Johannes 1 vers 5 tot 7 lees as volg. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig. Onthou, ons volg Jesus. Hy is die lig van die wêreld. Hy is God. God is die lig en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. En dan wil ek sommer dadelik net oorslaan na 1 Johannes 3, vers 6 tot 10. 1 Johannes 3, vers 6 tot 10. Elkeen wat in hom bly, sondig nie. Elkeen wat sondig, het hom nie gesien en hom nie geken nie. My kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie die geregtigheid doen, is regverdig soos hy regverdig is. Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel. Want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. Baie belangrik, as jy Jesus aangeneem het, word die werke van die duiwel verbreek. Jy is uit God gebore, jy is uit Gees gebore. Dis hoekom wedergeboorte so belangrik is. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly, en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, en hy ook wat sy broeder nie liefhet nie. Nou daar is 'n paar reguitstellings wat Johannes daarso maak. Maar dis in dieselfde brief wat Johannes sê, laat niemand sê dat ons nie sondig nie, want hy maak God 'n leienaar. So hoe sit jy hierdie teenoor mekaar van, as jy in God is, sondig jy nie, maar jy mag ook nie ontken, soos wat hy aan die einde van 1 Johannes 1 sê, dat jy sondig nie. So hoe bring jy die twee bymekaar? Jy moenie sondig nie, want ek dink ek het gister my meer verloor. Dit wat ek gedoen het was verkeerd. So ek het dit verkeerd gery. Is ek nie in God nie? Is dit wat dit beteken? Is dit wat die teksvers beteken vir my? Ek moet nou weer tot bekering kom? Nee. Nee, dis nie wat dit beteken nie. Maar wat dit wel vir my beteken en wat dit wel baie duidelik vir ons sê is dat sonde het nie mag oor ons nie en dat ons vry van dit kan lewe. Want ons is uit God uitgebore en wanneer ons dit verkeerd kry, is dit my skuld. Dis nie die persoon wat my veroorsaak het om te sondig nie. Dis nie die fietsryer se skuld nie. Dis nie my vyand se skuld, wie ook al dit mag wees nie. Dit is my skuld. Okay? Hierdie is 'n uitnodiging, hierdie is 'n preek van oorwinning. Ek wil hê julle moet hou dit heeltyd in gedagte, hou dit heeltyd in gedagte. Want in 1 Johannes kom ek, dis nie op die bord nie, maar kom ek lees dit gou vir julle. Net wat hy sê aan die einde van 1 Johannes 1. Want hier is eintlik baie belangrik. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. So hoekom sê hy dit, maar op dieselfde tyd sê hy ons het geen sonde nie? Want wat hy hier sê is, en as jy die begin van hoofstuk 2 ook gaan lees, sê die volgende: wanneer jy dit verkeerd gekry het, wanneer jy sondig, nie wanneer nie, as. Daar is eintlik 'n baie belangrike twee woorde. Nie wanneer nie. Baie keer ons dink wanneer. As jy eers dink wanneer ek weer sondig, het jy klaar die geveg verloor.
Dan het jy klaar besluit ek is 'n slaaf van sonde. Maar hy sê hierdie dat as jy sondig, kind van God, as jy sondig, weet dat daar vir jou verlossing is. As jy dit verkeerd kry, weet dat daar vir jou vergifnis is. Totale, en nie net vergifnis nie, reiniging. Want wanneer jy jou sondes bely, maak Jesus jou skoon en hy verwyder jou sondes so wyd soos oos en wes van mekaar af is en hy dink nie weer daaraan nie. Soos die sonde waarvoor jy bely het tot op hede is vir hom, hy dink nie eers daaraan nie. Hy kyk nie meer nie, hy reken jou nie meer in op dit nie. Dit is verby. Maar as jy dit verkeerd kry, is dit belangrik dat ons voor hom kom en sê, Here, ek het dit verkeerd gekry. Wat praat hierdie teksvers baie duidelik van? Dit praat van daai sonde wat jy weet van, jy weet die sonde, jy weet dit teen die woord van God, en jy entertain dit. En jy gaan aan met dit, en jy gaan aan met dit, en jy gaan aan met dit. En jy regverdig dit. Maar is baie gevaarlik. Want God sê baie duidelik in sy woord, dat hulle wat in hom is, hy wat lig is, sondig nie, hulle kan nie sondig nie. Ons is van sy natuur. Jy het vrye wil, maar dit beteken wanneer jy sondig, dat jy dit bely. Maak dit vir julle sin. Volg julle my nog op dit? Dit is 'n interessante onderwerp. Maar ek wil hê jy moet dit hoor. Want as ek reg oor die en dis nie net ek wat dit sê nie, ek het nou al hierdie hele week ander predikers ook oor die wêreld hierdie selfde ding gehoor sê en ek is soos, Here, prys die Here. As ek ander mense hoor preek wat ons preek hier, dan raak ek soos heel verlig. As ek sê, okay, great, soos ons is in die gees, ons definitief iets in die gees. Is God kom terug, Jesus kom terug vir 'n rein bruid. 'n Rein bruid. Hoekom sal ek goed doen wetenlik wat myself, die Engels praat van defile of myself onrein maak vir hom vir wie ek lief is? Dis hoekom dit so 'n groot ding was. Josef wou vir Maria gelos het. Toe uit van sy swanger. Want hy het haar nie swanger gemaak nie. So sy het gesondig. Sodat God vir hom moes gesê het, nee Josef, in 'n droom moet nou nie los nie. Hier is my wil. Ek het 'n kind verwek en al. Die Heilige Gees. Jesus is op pad. Jesus is op pad. Dink in 'n menslike term. Jy staan voor trou en ieder party, man of vrou, en hier vind jy uit, maar kom ons gebruik nou maar soos die skrif, die bruid en die bruidegom. Sal jy 'n week voor jy trou, het jy jouself mooi gespaar, mooi gekyk na jouself, 'n week voor jy weet jy gaan trou, 'n week voor dit, dan besluit jy net, ek gaan nou rondslaap en ek gaan alle verkeerde goed doen en ek gaan myself oorgee aan my vleeslike begeertes en dan dink jou man gaan okay wees daarmee, of jou toekomstige man. Hoekom doen jy dit nie? Want jy is lief vir jou toekomstige man. Jy wil jouself rein voorgee. Jy doen dit omdat jy lief is vir hom. En dis dieselfde hoekom ek te doen en dis dieselfde hoekom ek jou wil aanmoedig om dit te doen, is omdat jy lief is vir Jesus Christus. Ek wil nie sondig om in die hemel te kom of om die regte dinge om te doen nie. Ek wil dit doen omdat ek lief is vir hom. Dis hoekom ek dit wil doen. Ek wil gehoorsaam wees aan hom. Dis dit. Die res sal in plek val. Maar ek doen dit vir hom. Maak dit vir julle sin? Amen. Great. Daar het ek vir julle gelees en daar het ek gelees. Johannes 2 vers 3 tot 6. So ja, 'n groot deel daarvan om in die duisternis te wandel, is om saam met die Here te gaan sit. En weer eens altyd saam met die Heilige Gees. Alles wat jy doen is saam met die Heilige Gees. Dis Here, waar het ek doof geraak? Waar het ek stom geraak vir u stem? Waar laat ek sekere goeders toe wat nie volgens u woord is nie? Waar regverdig ek sekere optredes, sekere gedrag, sekere karakter, sekere dade regverdig ek wat duidelik teen u woord is? Kom wys dit vir my uit. Hoekom wil jy dit doen? Want dan is daar vir jou vergifnis. En nie net vergifnis nie,
reiniging. Hy maak jou skoon. Ek weet van 'n persoon wat voor huwelikse seks gehad het, maar die Here het ook hom herstel op haar huweliksnag. Sy was weer 'n maagd op haar huweliksnag. Hoekom sê ek hierdie vir jou? Want dit is hoe almagtig ons God is en hoe getrou hy is om jou te herstel volkome. As jy bereid is om na hom toe te gaan en te sê, Here, hier doen ek dit verkeerd en ek wil dit nie meer doen nie. Ek wil nie meer verder so lewe nie. Dis hoe getrou hy is. Ek vertel hierdie vir jou om vir jou te sê dat jou God is goed, hy is getrou en hy is almagtig. En hy sê nie net dat hy jou gaan reinig nie, fisies het hy herstel. Hoe amazing is dit? Hoe goeie God dien ons nie? Hy wil jou reinig deur sy woord, maar jy moet toelaat dat hy dit doen. In Johannes 2 vers 3 tot 6. En hieraan weet ons dat ons hom ken as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook te wandel soos wat Jesus gewandel het. Hoe het Jesus gewandel? Vol van die Gees, in krag, vry van sonde. Dis die plek waarna hy ons nooi. En in 1 Johannes 14 sê hy 3 keer die volgende: Hulle wat my liefhet, bewaar my gebooie. Hulle wat my liefhet, doen wat ek sê. En hier sê Johannes weer in Johannes 2 dat dat hieraan weet ons dat ons hom ken, ons bewaar en ons gehoorsaam sy gebooie. En ek sê altyd vir die kinders by Igorist, dis Igorist ja, waar ek die graad 7 klas voorreg het om die graad 7 klas te bedien. Was so vreemd. Ek was Vrydag by 'n kerkbazaar. Ek hou van kerkbazaars. Eers lekker is lekker. Al daai puddings en vleise en ek het al baie koekies gewees. Mense. Maar Josef het my so besig gehou, ek het vir niks van dit uitgekom. Ek het nou maar net alles begeer. En hom op die treintjie gesit. Jesus het hy dit nou geniet hoor. Ry al op daai treintjie so, maar as jy so treintjies in die rondry, as hy al ver draai maak, dan kan jy sien die angs. Want pappa is nie nou naby nie. En as jy so om en draai kom, dan tjirr ons vir hom en dan sê, okay, dan voel hy nou weer beter. Dan sien hy ons kom weer nader. Maar en nou toe loop ek nou 'n klomp van die kinders raak by die bazaar. Ja, hallo meneer, hallo julle, ek het lekker. Hallo. En maar ek sê altyd vir hulle die volgende is: Hoe kan jy 'n eksamen skryf as jy nie leer nie? As jy nie die handboek bestudeer en weet wat in die handboek staan nie. Dieselfde met dit. Hoe kan jy God gehoorsaam? Hoe kan jy sy wette onderhou as ons nie sy woord ken nie? Ek klink nou soos 'n plaas wat vashak, maar daar's iets daaraan, daar's soveel vryheid om sy woord te ken. Is om te lees, in te neem, te kou aan dit. Die konings, wanneer hulle gekroon word as konings in Israel, eerste ding wat hulle moes doen, een van die eerste goed, is hulle moes die hele wet van Moses oorgeskryf het. Die hele wet. Hoekom? Want as jy 'n land wil lei in die beeld van God se mense wil lei, dan moet jy hom tog sekerlik ken en weet wat hy van jou verwag. So ek wil regtig aanmoedig en ons gaan volgende jaar begin met woordskool. Ek sien baie uit daarna. Jy het hierdie nuwe speelding gesien waar Juan mee rondloop vir die klank. Ons gaan lekker speel volgende jaar met woordskool. Ek sien baie uit daarna. Want dit is belangrik dat ons sy woord ken, sodat ons hom kan ken, sodat ons kan bewaar. Hoekom wil ons dit bewaar? Want ons het hom lief. Alles uit liefde uit. So daai is die eerste 2. Wandel, vlug van die dinge van die wêreld, vlug van sonde, weerstaan sonde, besef dat jy nie 'n slaaf is van dit nie. Daar is alles 1 punt. En dan tweede punt is om sy woord te ken. Ken sy woord. Dan die derde een is 1 Johannes 2 vers 9 tot 11. Hy wat sê dat hy in die lig is
en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Wie sy broeder liefhet, bly in die lig en in hom is geen oorsaak van struikeling nie, maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind. Aanstoot, ek is die offense. Ek wil net die volgende sê, daar's ons 'n spesiering wat sê offense is taken, not given. Ek glo glad nie in daai nie. Jy kan offense gee. Jy kan dit gee. Deur goed op stupid maniere te sê. En die skrif sê dit duidelik vir ons, moenie 'n aanstoot wees nie. Hulle wat 'n aanstoot is, deur hulle wie versoeking kom, is dit beter om 'n meelsteen om hulle nek vas te maak. Okay? Om net te sê nee, maar offense is taken, not given, gee vir my, kan nie vir jou free pass wees om goed te sê soos wat jy wil, maar dis die waarheid nie. Nee, jy kan die waarheid in liefde ook gee op 'n ordentlike manier. Amen. Amen. Jesus sê, hulle, as jy nie jou broer se sonde vergewe nie, kan hy nie, vergewe hy ook nie ons sonde nie. Net na die Onse Vader, Matteus 5, gaan lees. Ons is belangrik dat ons hulle vergewe wat teen ons gesondig het, net soos wat Jesus ons vergewe het. Om iemand te haat is so goed soos moord in die woord. Wat beteken dit? Hoekom sê dit is so goed soos moord? Want wanneer jy offense het, wanneer jy iemand haat, is hierdie ouetjie die weggee baie keer. Die manier hoe jy praat oor persone. En ons sal baie keer oor iemand praat teenoor wie ons offense het op 'n baie negatiewe manier en jy maak sy karakter dood. En dis hoekom dit so goed is soos moord. Want jy breek daai persoon se karakter by ander mense af. Dis hoekom dit so goed is soos moord. Verstaan julle dit? Jesus sê, as jy kom met jou offer na die tempel toe, en jy besef dat jou broer iets teen jou het, los jou offer. Mense sal dink, nee, maar Here, maar ek is hier vir u om u te aanbid. Hy sê, nee, wag eers met dit. Gaan maak eers reg met jou broer. Jy kan nou terugkom en kom offer en my aanbid. Gaan maak reg met jou broer. En hy sê nie wanneer jy iets in jou hart het teen jou broer nie, wanneer jy dink jy dalk nonsens aangejaag het en jou broer is kwaad vir jou. Gaan maak reg met hom. Eenheid is in die koninkryk en dis eintlik ook 'n hele preek. Verskriklike belangrike ding. Ek het met die manne Vrydag dit ook gedeel. Ek is na 3 jaar. Ek uiteindelik op 'n plek waar ek iemand in my verlede, ek wil amper sê in volmaaktheid vergewe. Vir 3 jaar het ek al gesukkel en jy sien die persoon baie min, so jy dit voel party daar beter as ander, maar dan kom die persoon se naam op in gesprekke of jy hoor sekere goed en so gaan aan en dan kom jy maar agter nee, daar's nog 'n bietjie seer. En dis hoekom ek sê hierdie Openbaring preek was vir my freaking amazing geweest. Ek onthou ek het een van die 2 rye gestaan. Ek staan maar gewoonlik voor. En toe is Openbaring 4 en 5 gedoen het, daai deel wat ons gepraat het van hoe jy Jesus sien en hoe hy lyk. En hoe is daai oomblik wat ons gehad het? Wie was daai oggend hier gewees? Dit was freaking amazing geweest. Dit is nog 'n worship het na die tyd. En ek staan daar en ek soos ek op Jesus fokus, kom hierdie persoon op en ek voel net hoe daai las uiteindelik breek. En uiteindelik is op 'n plek waar ek nie net sê konstant vir my soos die laaste 3 jaar ek vergewe die persoon nie, maar waar ek werklik as ek die persoon nou sien en sy naam opkom, 3 jaar het my gevat. Maar ek voel my hart is nou op 'n goeie plek. Ek het die persoon vergewe. Soos Erich, ek wil net vir jou sê, dis nie hy nie, ek beloof. Ek het letterlik hier geskryf, grappie met Erich, dis staan nie. Hier is dit. Ek beplan hom op vanoggend af. Want dit en dit het my lank gevat, maar dit was vir my belangrik om aan te hou, want dit is goed en dit is reg in God se oor dat ons mense vergewe. En ek onthou nou as ek 'n gesprek met die Here, ek sê Here, ek spreek hierdie persoon nou soos vry, soos ek voel lig. Dit is so 'n lekker gevoel. Maar ek is soos Here, maar daar was nog steeds soos baie skade, soos gedoen, soos aan ons bediening en verhoudings en goed soos
gaan daar glad nie soos nou begin dink ek alweer soos my mensbrein, hè? Soos maar as daar nie soos in die sin van soos recompensation nie, wat sal jy, daar's 'n Engelse woord soos, is daar nie vergoeding soos, daai moet seker net maar in die lig kom. En die Here is, en ek onthou die Heilige Gees my vra is, die sonde waarvoor ek jou vergewe, gaan blaker ek dit oral uit. Dan wys ek vir almal al jou foute en dit wat jy teenoor my, God, gesondig het. Nee, ek vergewe jou, ek vee dit weg en ek dink nie weer daaraan nie. So hoekom wil jy iemand vergewe, maar dit wat gebeur het, die lelik moet nog steeds na vore kom? Is nie nodig, hè? Ek vergewe jou tog sonder dat alles uitgeblaker word. Verstaan julle dit? Maak dit vir julle sin? Daai vir my, dit is ek soos, ja Here, U is reg. U is reg. Ek vergewe hierdie persoon en ja, so dit is vir God belangrik dat ons mekaar vergewe. Selfs jou vyande. En weet jy wat die ding is, ek dink dit is eintlik baie opsetlik dat die woord sê vergewe jou broer en nie jou vyand nie. Want ek dink dit is baie keer makliker om jou vyand te vergewe want jy weet wat jy verwag, wat om te verwag. Dit is amper of soos jy weet soos dit is hoe die persoon is. Maar wanneer dit van 'n broer afkom, dis wanneer dit moeilik raak. Want jy verwag dat hierdie persoon jou rug het, jy verwag nie dat hierdie persoon jou nie rug gaan steek nie. Jy verwag nie dat dis die persoon by wie jy jou mure laat sak. En dan kom hulle vir jou. En dis baie keer moeilik, maar selfs jou broer moet jy vergewe. Amen. Amen. Okay, so of julle het almal vergewe of heel aan die ander kant. Ek het gesê met my amen. Johannes 3 vers 14. Ek's amper klaar. Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, koninkryk van duisternis, koninkryk van lig, omdat ons die broeders liefhet. Hy wat sy broeder nie liefhet nie, bly in die dood. En dan vers 16, hoe moet ons lief hê? Hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Vers 18, my kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en die waarheid. Liefde lyk soos iets. En Jesus het vir ons kom wys hoe lyk liefde. Hy het dood gegaan vir almal van ons, voor ons jammer gesê het, voor ons vergifnis gevra het, en het in die kruis dood gegaan. Al sy disippels het weggehardloop. Johannes was die enigste wat voor die kruis gestaan het. Almal van hulle het geskater. Petrus het gesê nee, ek ken hom nie, nee, ek ken hom nie, nee, ek ken hom nie. Maar Jesus het nog steeds deurgegaan. Hy het sy lewe neergelê en daar is nie 'n groter liefde as dit, sê die woord, as hy wat sy lewe vir sy broer neerlê nie. So ons is veronderstel om mekaar te vergewe en ook lief te hê. En dit beteken om onsself neer te lê vir ons broer. En in die heel laaste punt, Erik, julle kan maar so lank vorentoe kom en ek het so 'n bietjie reeds aan dit geraak. Is 1 Johannes 2 vers 15. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Ek het vanoggend met die diensspan gedeel, maar dit is 'n ek dink is C.S. Lewis. Ek dink as jy enige goeie quote lees, is C.S. Lewis nogal 'n goeie raaiskoot. maar ek het hierdie ons het so 'n portret met so 'n tent wat in ons huis is, wat die volgende lees is: If nothing in this world satisfies me, I can come to no other conclusion that I was not made for this world in the first place. En hoekom die tent vir my so mooi is, want ons is eintlik almal tente. Hierdie jou vleiskas is 'n tent wat eendag, want hierdie is jou tydelike woning wat opgeslaan word tot ons eendag in ons permanente woning is. En ons moenie dit wat tydelik is najaag. Dit wat tydelike verligting, bevrediging en vrede bring, lief raak voor nie. Maar ons moet lief raak vir hom wat ewig is. Hy wat die lig is. Hy wat die lewe is. Hy wat die woord is. Vol raak met hom, gevul raak met hom, want hy, die wat van hom drink, sal nooit weer dors word nie. Soos byvoorbeeld, vanoggend weer daaraan gedink, is geld boos?
Geld is nie boos nie. Dit is die liefde vir geld. Dit is boos. En so kan jy dit oortrek na enigiets anders toe. Enigiets wat jy liefhet bo Jesus in hierdie wêreld. Of dit nou sport is, of dit nou visvang is, ek weet nie. Enige iets wat jy liefhet, enigiets wat jou wegdryf en 'n hindernis is in jou verhouding met God. Is jy verlief op hom? Nou dit kan nie vir my visvang wees nie. Ek het al probeer vis. Dis hoekom ek sê ek het gevis. Ek het nie vis gevang nie, ek het gevis. Niks gekry nie. Beter met die visie game. Dis hoekom ek maar visser van mense is. Maar ek moes myself al 'n hele paar keer sal ek myself sê, Here, waar is ek besig om goed lief te hê bo U? Goed wat besig is om my tyd heeltemal te veel te steel. Daar is soveel vryheid in Jesus Christus. Soveel vryheid, soveel hoop en soveel vrede. Hy het totaal en al oorwin. Hy wat in ons is groter as hy in die wêreld. Maar hoekom wandel ons nie altyd in hierdie oorwinning nie? Want ek maak verkeerde keuses. Ons maak verkeerde keuses. Die volheid is daar en ek wil jou uitnooi na dit. Ek wil jou uitnooi na die volheid wat die skrif van praat. Die volle waarheid. Sê ek te vir jou dit gaan altyd maklik wees? Ek wil sê nie. Ons bly in 'n gefalle wêreld. Mense gaan teen ons kom. Maar beteken dit met jou beïnvloed? Nee, jy kan soos Paulus in die tronk sit in Filippense, wat Filippense word beskryf as the book of joy. Verbly jou in die Heer. Ek sê Paulus lyk asof hy ergens onder 'n koelteboom sit en skryf van hierdie boek. Maar hy sit onder in 'n put, in die tronk. Vuil. Ek gaan nie in detail ingaan hoe vuil nie. Baie vuil. Baie vuil. En hy skryf hierdie vreugdevolle boek. Hoekom? Want dit wat om hom aangegaan het nie oorweldig die lig wat in hom is nie. En dis hoekom daai teksvers vir my so kragtadig is. Ons laat baie keer die duisternis om ons oorweldig. En ons vergeet baie keer dat hy wat in ons is, die lig wat in ons is, hy wat by ons is, hom aan wie ons onsself vasmaak, het gekom. En die duisternis kan hom nie oorweldig nie. Maar dit verg van ons om by hom te sit, eerlik te wees met onsself. Wees net eerlik. Wees net eerlik by Jesus. Ek beloof jou, Jesus, hy gaan vir jou vat na plekke toe wat jy nie geweet het nie. Hy gaan jou oprig in 'n kind van God, 'n warrior in die koninkryk van lig soos wat jy nie eens gedink het jy kan nie. Hy gaan jou soveel invloed gee om jou soos wat jy nie eens gedink het jy self ooit gaan hê nie. Maar dit vat van ons om te sê, Here, ek wil 'n rein wees. Ek wil wandel in die lig, soos wat U in die lig is. Ek wil U volg. Hoekom wil ek U volg? Want U is in die lig. U woord is 'n lamp vir my voete. U woord is 'n lamp vir my voete. Is 'n lig vir my pad. Ek wil dit inneem, ek wil dit verteer, ek wil dit deel maak van my. Dit moet wees wat ek dink dag en nag, soos wat Dawid sê. En dan sal ons wandel in die lig. Kom ons staan en sluit ek oë vir ons en dan ons afsluit met 'n laaste lied. Jesus, dankie vir U, Here. Ons is so dankbaar vir U. U wat U heerlikheid, U troon verlaat het vir 'n oomblik in tyd, in tyd ingekom het. Gelykvormig geword het aan 'n mens, aan 'n slaaf, Here. Gehoorsaam was tot die dood toe, aan die kruis. Sodat ons nie verder geestelik blind in sonde, in die mag van sonde, in vyandskap met U hoef te wandel, maar dat daar vir ons versoening is en 'n nuwe lewe. Dat daar 'n nuwe lewe is waarin ons gebore kan word, Here. In U lig, waar ons met U kan wandel in totale vryheid. 'n Toekoms van hoop, Here. In vrede en vreugde.
een vol met liefde, u liefde. Jesus, Jesus, Jesus. Heilige Gees, kom lei ons. Kom maak 'n vuur in ons wakker, Here. Om as 'n liefdesdaad onsself rein voor U te sit. Dag vir dag. Mag dit ons motivering wees. Is ons liefde vir U. In Jesus naam. Tetelestai. Ek dink sommer nie woorde. Tetelestai. Dit is vol betaal, dit is volbring. Here, dankie vir ons skuld wat betaal is en vir ons nuwe lewe in U. Ons loof en prys U daarvoor, Here. Here, al is daar niks om voor dankbaar te wees nie. Is dit die grootste ding waarvoor ons kan dankbaar wees elke dag. Altyd. Is ons redding en ons eenheid met U, Here. Jesus, Jesus, Jesus. U is ons God. U is ons koning. En Heilige Gees kom lei ons om in absolute gehoorsaamheid te lewe met U stem. Kom bekragtig ons, kom gee ons moed daar waar ons dit het. Kom gee ons geloof daar waar ons dit het. Daar waar ons kort kom, dankie dat U ons altyd reg staan om ons te help. Here, mag alles wat ons doen is wees uit 'n plek uit van ons liefde vir U. In Jesus naam. Amen.